pastoor van Te Bernardai Kerk, presiderende pastoor in Kimberley, apostel, evangelis, die Werner Strauss. Yes, geef hom aan dit klap, come on! Nee, hulle maak hom dik aan, hoor. Alright. Baie dankie. Zaki het vergeet in Familia Day, en hierdie is ons nou ook Familia Day, nee? Het ons die titels nie. Waar Zak? Was presiderende apostel evangelis gewees. Job descriptions, okay, dis mooi. Preek ek van die bo af. Ja, verseker. Dankie. Ek voel te ver. Ek gaan net sukkel om na ouens al bo, sal julle my sien. Ek sal net so skryf, dat ek nie helemaal op die ouens spoeg nie. So, wie het al planne beraam en definitiewe jeug wat gaan na die summercamp toe? Right, dis wat ek wil sien. Hou julle hande op. Nou van die ouens wat sy hande opgesteek is, nee, die wat sy hande opgesteek is, wie voel spesifiek, jy ben nou nie spot nie, wie voel spesifiek kerkleierskap is iets wat 'n massive passion by jou is? So, laat sak jou aan as dit nou nie jou myn ding is nie, maar jy voel kerkleierskap is 'n massive passion by my. Ja, maar jy moet nou deel wees van die ouens wat sy hande opwas, nee? Ons is nou besig met 'n proses van eliminasie hierso. Okay. Wie kom van Polokwane af? Julle aan moet sak. Nee, kyk, julle verstaan nie hoe dit werk nie, ons begin hoor. Almal wat al jeug het wat definitief summercamp toe gaan, staan. Alright. As kerkleierskap 'n besondere passion by jou is, dan bly jy staan. As jy sê, nee, ek het 'n ander staf, dan sit jy. Nee, maar net van die ouens wat reeds staan. Okay, so nou van julle kan nou sit. Jy moenie opgewonde wees, hoor. Jy weet nie wat gaan kom nie. Wie kom van Polokwane af? Hulle moet sit. Wie kom van TD Kerk af, waar ek vandaan kom? Hulle moet sit. So ons sit met 1, 2, 3, 4, 5, daai ouens al agter, daai staan julle, wat gaan nie aan? Ek weet nie wat hier aangaan nie. Wie kan eerste vir my, so as jy kan, moet jy dit skree, en jy beter dit reg skree. 2 Timoteus 2 vers 2 sê, van die ouens wat staan. Okay, dit het nie gewerk nie. Maar jy kan hom vir my lees. Om hom te lees. Wel, ek het nie reëls gegee nie, ek het net gesê, wie kan dit eers te lees? And what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Baie dankie. Dit het niks met my preek uit te waai nie. Almal kan maar sit. Maar, jy wen 'n boek, 10 Massive Leadership Questions, van my. Alright, so. Ek gaan vanaand met julle praat oor hoe om by jou calling uit te kom. En ek gaan omtrent niks van calling sê nie. En ek weet dat julle is nou deur 'n magtige lot
sprekers wat nou al hierdie epogmatiese goed met julle gedeel het. So ek gaan net balans bring. En ons terugvat na die ABC. Is julle happy met dit? Sal julle ABC kan hanteer? Deuteronomium 31 vers 1 tot 8. En kyk hoe oulik is hulle het dit op die bord gegooi. Moses het verder met die hele Israel gepraat en gesê, ek is nou 120 jaar oud en nie meer in staat om julle te lei nie. Die Here het vir my gesê dat ek in die Jordaanrivier mag, of dat ek nie die Jordaanrivier mag oorsteek nie. Die Here julle God sal self voor julle deur die Jordaanrivier trek. Hy sal die nasies daar vernietig en julle sal die land in besit neem. Josua is julle nuwe leier en hy sal saam met julle gaan. Net soos die Here beloof het. Die Here sal daardie nasies vernietig, net soos hy vir Sion en Og, die konings van die Amorite vernietig het. Die Here sal hulle in julle hand oorgee en julle moet met hulle maak soos ek julle beveel het. Wees sterk en hou moed. Moenie vir hulle bang wees nie. Die Here julle God sal met julle wees. Hy sal julle nie in die steek laat nie en julle nie verlaat nie. Toe het Moses vir Joshua geroep in die teenwoordigheid van die hele Israel, het hy vir Joshua gesê, wees sterk en hou moed. Jy sal hierdie volk die land inlei, die land wat die Here aan hulle voorouers beloof het, jy sal die land as hulle erfdeel aan hulle gee. Moenie bang of mismoedig wees nie, want die Here is die een wat voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Elke mens het 'n roeping. Elke mens het 'n roeping. Weet jy wat joune? Nou, ek weet nie van jou nie, maar ons verskillende teologieë oor hierdie dinge. Baie keer skep hierdie vraag angs by mense. So sê nou, ek moes 'n basgitarist geword het en nie 'n elektriekgitarist nie. Mis ek nou my roeping? Verstaan jy? En ek het agtergekom, het skep partykeer baie spanning by mense. Hierdie gedagte van my roeping. Sê nou, is ek besig met my roeping? Is ek nog in lyn met my roeping? Is dit waarvoor God my geroep het? Nou, ek is lief vir die Here, ek is passievol vir die Here, maar ek werk en ek verkoop versekering, maar het ek 'n roeping? Ek voel ek het 'n roeping, maar beteken ek moet 'n versekering los en ek moet na kerk toe gaan? Of ek is in die kerk en is dit die roeping wat ek het? Ek weet nie of moet ek eintlik in die kerk wees nie, moet ek nie dalk versekering verkoop nie. Wat is my roeping? Maar voor ek en jy enige iets kan doen vir die Here, moet ons eers iemand wees. En wanneer ek en jy is wie God wil hê ons moet wees, gaan jy by jou roeping uitkom. So my advies wanneer dit kom by mense se roeping, is om net bietjie te chill. Met al die roeping vrae. En die vraag te verander. En die skuif te maak en sê, Here, wie moet ek wees? Wat is die tipe mens wat U wil hê ek moet wees? En as jy jouself posisioneer op daai plek waar jy najaag wat God wil hê jy moet wees, dan gaan jy die regte mens wees wat op die regte tye die regte dinge gaan doen. En dan gaan jy nie vreeslik jou roeping mis nie. First being, then doing. First being, then doing. So die belangrike vraag is eerder, hoe kan ek getransformeer word? Om te wees wie God wil hê ek moet wees.
wil jou my totale pensioen wet. Dis omtrent R31.72. Dat ja man, kap het af. Spreek lewe man. Kort van 1 miljoen, ja. $. Dat wanneer jy jou fokus daarop plaas om te wees wie die Here wil hê jy moet wees, gaan jy nie 'n roeping mis. So ek dink dis waar die gewig moet lê. Nou Josua, ek meen hy kry hier 'n redelike job. Hy moet die volk in Kanaan inlei. Dis 'n massive job. Dis 'n massiewe roeping by all accounts. Nou, hoe dink jy dit gebeur? Dink jy hulle het eendag toe sien Moses, o Gonnas, ek raak oud, ek kan nie meer lekker sien nie. Skryf my 'n paar name, geef my 'n paar name, skryf dit op 'n papiertjie, gooi dit in, tipe van 'n lucky draw, en die nuwe leier is Josua! Dis nie een of ander lucky draw gewees, of een of ander spin the wheel, en toe's Josua die ou wat die ding moet vorentoe vat. Daar was 'n roete, daar was 'n proses, daar was iets waar Josua gegaan het van Josua wat hardloop en saam met die seentjies speel en ergens die Here leer ken en groot word, tot op die plek waar Josua die ou is wat hierdie roeping het, hierdie massive roeping om by Moses oor te vat en die ouens in die beloofde land in te lei. Daar was baie groot proses gewees om daar te kom. En ek sien sekere elemente in sy lewe, en ek dink nie dis noodwendig al nie, maar ek dink dis baie belangrike elemente, en ek gaan net 5 van hulle vanaand met jou hanteer, want is 5 gewoontes. En as jy wil neerskryf, kan jy hierdie 5 gewoontes neerskryf. Maar ek wil dit regtig ABC maak. As jy hierdie gewoontes kweek in jou lewe, wil ek vir jou sê, chill oor jou roeping. Jou roeping gaan uitgesorteer wees. Nou, wie het al 'n marathon gehardloop? Mariska? Wie nog? Wie het al verder as 'n marathon gehardloop? Ek het vergeet, ons sit hierso met iemand wat ligte verstandelike gestremdheid het. Rudolf hardloop hierdie jaar volgende jaar sy 10de Comrades. Mariska, hoe ver het jy gehol? Die Comrades. Ek voel jou pyn. Ek het ook, maar ek het so amazing getuienis van hoe die Here my kragdadig verlos het van daai tipe stupid goed. So, omdat hy nou obviously die voorloper is in hierdie afdeling, Rolof, is hardloop ingewikkeld. Wie van julle behoort hierdie motion reg te kry? Wys vir my. Kan ek sien enige iemand wat reken hulle sal dit kan. Dis nie ingewikkeld nie, nee? Dis nie kompleks nie. Maar probeer dit vir 90 kilos. Dan raak dit 'n ander ballgame. Veral as jy oor plekke gaan en berge gaan met name soos Inchanga. Ek bedoel, dit sê net Inchanga. Dit sê net vir jou, daar's fout. Alright, so wat ek vir jou probeer sê is, die goed wat ek met jou gaan deel is nie kompleks. But you gotta keep it up. You gotta keep it up. En dis waar die sleutel is. Dis nie 'n flash in die pan nie. Dis 'n deurlopende. Goed, so ek wil eintlik hê jy moet jouself rate. Ek het myself gerate. Nou weet ek nie of moet ek so transparant wees.
hierso vanaand om te sê, hoe het ek myself gereed vandag, waar ek trek vandag in my lewe nie. Want jy gaan sien, partykeer skoor jy hoër, en ander kere skoor jy minder hoog in hierdie eenvoudige ritmes. Maar as jy wil word die mens wat die Here wil hê jy moet wees, dan is die eerste gewoonte wat jy moet kweek sy teenwoordigheid. Eksodus 33 vers 11, dis nie op die bord nie, want ek het dit nie vir hulle gegee nie. Want ek wil dit nie vir hulle gegee nie. En ek is my eie mens, ek kan kies wat ek doen. Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n mens met 'n vriend spreek. Daarna gaan hy, dis nou Moses, na die laar terug. Maar sy dienaar Joshua, 'n jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. Joshua het God se teenwoordigheid gesoek. Nou, ek verstaan baie mooi dat God nie weg is nie, dat ons nie sukkel om by hom te kom nie, dat hy in ons is. Wanneer ons sê ons soek die Here, bedoel ons nie, hy is weg en ek kan op hom probeer uitkom. Maar wat ons van praat is 'n intimiteit. Is 'n intimiteit van teenwoordigheid. En waar jy net die gewoonte het om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Kom ek sê dit anders, bewus is van sy teenwoordigheid. En waar daar spasie is, waar selfs wanneer almal gewaai het, uit die tent uit, dan sit jy en hy. Nie net, wanneer die ander ouens in die tent is. Maar wanneer niemand daar is, dan sit jy en hy. En dis by ver die grootste transformerende ding wat daar is. En dis wat 2 Korintiërs 3 vers 18 sê. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat Gees is. Jy sien, wanneer ek en jy so by die teenwoordigheid van die Here is, dan doen sy Gees 'n transformasiewerk. Daai woord heerlikheid, die Griekse woord ken ons nou mooi al, doxa, ons word van doxa na doxa verander. Die Hebreëse konsep van heerlikheid gebruik die woord kapot, wat beteken gewig. En jy kom agter, party mense het net meer gewig. Het jy al agtergekom? Ek praat nie van fisiese gewig. Jy kom agter, party mense het net meer gewig. Hoekom? Want hulle spandeer daar tyd by hom wat die gewig gee. Dan het hulle gewig. En as daai gewig wat jy begin dra, wat ek wil sê, jou roeping begin uitsort. Daai gewig. Wat sê Jesus Johannes 15 vers 4? Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so ook julle nie, as julle nie in my bly nie. Jy sien, is in daai spasie waar die Here vir jou onthul wat jy volgende moet doen. Moenie worry oor my roeping, iets daar deur diep ver in die toekoms nie. Wat sê die Here nou? Volgende nou. Doen net dit. Maar is in daai space wat jy duidelikheid kry, wat jy die gewig kry wat jy nodig het. So ryk jouself bietjie met teenwoordigheid. Waar is jy in hierdie gewoonte van teenwoordigheid? Ek praat van alleen teenwoordigheid met die Here.
So ek het myself, vir hierdie rond het ek goed gedoen, ons ander wat ek nie so lekker skoor nie, 4 uit 5 gegee vir waar ek nou is. Gee jouself 'n ietsie. Alright? Dit is nie om te kyk of jy die toets deurkom of dryp nie. Dis om jouself te positioneer en sê, okay, miskien is hier iets waar ek moet aandag gee. Die tweede ding is die woord. Kom ons sê dit anders, die waarheid. Die woord is die waarheid. Staan ook in die woord. En dis die waarheid. Eksodus 24 vers 13. Hierop het Moses klaargemaak en Joshua sy dienaar en Moses het op die berg van God geklim. Nie almal besef altyd dat Joshua by was toe hulle op die berg geklim het nie. Joshua was by. Hy het saam met Moses op die berg geklim. En dan vers 17, en toe Joshua die stem van die volk hoor hoe hulle juig, dis toe hulle nou stupid was in die kalf gemaak het, sê aan Moses, daar is oorlog geraas in die laar. En Moses het omgedraai van die berg afgeklim met 2 tafels van die getuienis in sy hand, tafels wat op al 2 kante beskrywe was, hulle was een op die ander kant beskrywe, en die tafels was die werk van God, die skrif was ook die skrif van God, in die tafels gegrafeer. Ons is geneig om te sê, mense moet die Bybel lees, en nou die dag sê iemand vir my, hulle wil 'n kursus doen oor die Bybel, en toe sê ek, man, begin sommer soap. Wie ken soap? Meeste van julle, nee? Scripture, observation, application, prayer. Nie nog 'n kursus nie. Baie keer maak ons die fout dat Christendom 'n kennisding word. Nou wil ek jou 'n vraag vra. Hoeveel boeke van die Nuwe Testament het die eerste Christene so 150 jaar na Christus in Ethiopië gehad? Wel, moontlik 1, moontlik dalk niks. Okay, hulle het Ou Testament gehad. Maar wat ek vir jou probeer sê is, net om die Bybel te lees, 'n meganika daar beteken nie iets nie. Om Jesus te volg, moet ons die waarheid van toepassing maak op ons lewe. Ek gaan 'n baie simpel voorbeeld gebruik. Wie weet dat die skrif sê, voordat jy nagmaal gebruik, moet jy jouself ondersoek? Wie weet dit? Van julle. Okay, van julle wat julle hande opgesteek het, weet die laaste keer wat jy nagmaal gebruik het, jouself ondersoek? So 'n paar van julle, wel dan. Wat ek probeer sê is, daar's baie skrif wat ons van weet. Maar dit is asof ons sekere goed piek, and we apply it, en dan sekere goed, sê nou net, ek en jy lees die Bybel, en elke dag vat ons daai ding, and we apply. Wat gaan die transformerende effek in ons lewens wees? Johannes 17 vers 17, heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Dis 'n gewoonte, hierdie gewoonte waar jy intentioneel die waarheid toepas. Party ouens leer vloek aan, dan vra ek die vraag, wat beteken daai skrif moenie vloek nie vir jou? Nou leer weer dit, en dan sê ek maar, okay, wat beteken daai skrif vir jou? Wat beteken die skrif moenie jaloers wees nie vir jou? Jy sien, die skrif moet vir my iets beteken, het help nie ek is 'n excellent prediker van die skrif nie, dit moet vir my iets beteken. Die woord moet met my praat. En dis eintlik net 'n gewoonte van gehoorsaamheid. 'n Gewoonte van gehoorsaamheid aan die waarheid. So ek het myself daar 'n 3,5 gegee. Ek bely. Dienste. Numeri 11 vers 28. En Joshua die seun van Nun, die dienaar van Moses van sy jeug af. Want ek het nou gesê, ek gaan nie vir julle diep goed sê vanaand nie. Ek sê vanaand vir julle hierdie. Nee? En nommer 3 is die gewoonte van dienswerk. En nou wil ek vir jou sê, as jy kan leer dien, gaan jy transformeer
in die mens wat God wil hê jy moet wees. Nou dien, hier is die ding van dien. Dien is nie wat ek lus het om te doen nie. Nou, as ek lus het om dit te doen, great, maar dien is wat die behoefte is. En as ek in die gewoonte kan kom om diensbaar te wees teenoor mense, so my vraag aan jou is, wie dien jy? Want kyk, Joshua het Moses gedien van jongs af, dis hoe kon hy op die einde oorvat by Moses. Hy was sy dienaar van jongs af. So wie dien jy? Dien jy partykeer wat jy nie van hou nie, maar waar dit nodig is? En nou wil ek by julle weet, wie's getroud? Wys my. Bieg nou. Ek weet jy's 'n skitterende dienaar by die kerk. Maar dien jy jou man of jou vrou? Want dis wat saak maak. Dien jy jou man of jou vrou? Want dis waar dit regtig saak maak. Wat het hulle nodig? Want dis dienswerk. Nie wat het ek lus om te doen nie. Dis soos elke keer as ek vir my vrou, wil jy koffie? Nee, gooi asseblief vir my dit en dit. Ek doen nie nou, ek maak nou koffie. Maar sien wat sy nodig het. As jy net gemaklik gaan sit, kan ek ook koffie kry, ja. Dienswerk is 'n oefening in onbaatsigtigheid. Ware dienswerk, hoor hierdie mooi quote, is die laksman van selfsugtigheid. Wie kinders kan ek sien? Paar van julle. Dien jy jou kinders? Nou sê die maas, dis al wat ek doen. Ek het nie 'n lewe nie. Ek dien net my kinders. Paas, dien jy jou kinders? Ja, natuurlik dien ek die kinders. Ek dien die kinders. Ek braai vleis. Ek voorsien. Gee die dissipline as hulle dit nodig het. Dis ook dien. Gee die voorbeeld wat hulle nodig het. Dis ook dien. Dien jy die kinders? As jy sê, ja, ek weet ek moet dien, maar kry nie eintlik tyd om mense te dien nie, wel dan gaan jy nooit word wie die Here wil hê jy moet word. So eenvoudig soos dit. As jy nie tyd kry om te dien nie, gaan jy nooit word wie die Here wil hê jy moet word. Jy moet ergens dien. So bou maar vir jou ritmes in, waar jy mense dien. Simpel ding, maar Marco en Megan en Sergio kan nou sê of ek lieg. Ek het myself geleer, ek is die ou wat koffie maak by die kerk. Vir almal. Hoekom? Ek wil myself forceer om te herinner. Jy is 'n diensknegt. Want as ek opstap en maak hulle grappies soos apostel en evangelis en sulke goed, soos baie maklik om op 'n plek te kom wat jy dink, nee, ek is nogal uister. Nee, jy maak koffie. Jy is die hoof koffiemaker. Herinner jouself. Die skinker het dit gemaak. So, ek myself vir dienswerk 3 uit 5 geruit. Wat ruit jy jouself? Tweede laaste een. Eksodus 17 vers 8. Daarom het Amalek gekom om teen Israel by Rafidim te veg. En Moses het aan Joshua gesê, kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. Môre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand. Ek weet nou nie van jou, net klink sommer nou so 'n simpel versie, maar luister gou. Hier het mense gekom met swaarde en spiese en breinpiersings en goed. En hulle het hierdie ouens aangeval, hulle het nie gekom met paintball guns. Dis vicious. As hulle jou wen, vat hulle jou vrou en kinders as slawe. Dis nie lekker nie. Nou sê Moses vir Joshua, jy, Joshua, is die man. Jy gaan fight. Jy gaan voorloop.
Dis nie 'n lekker ding nie. Dis nie 'n lekker te sê, ja, maar ons het nou so 'n goeie plan gehad, ons wou nou die tente hierdie week gewas het, en ons was nou net besig met die skaapskeer. Luister, in jou lewe, in jou ministry, gaan Amalek partykeer kom. Dis nie iets wat jy voorlus het nie, dis nie iets wat jy voor gehoop het nie, dis nie iets wat jy wil hê nie, dis vicious, dis lelik, dis vieslik, dis wreed, maar dit kom, en dan is die mense wat word wat God wil hê hulle moet wees, they the people that step up. Hulle vat verantwoordelikheid. Hulle gaan lê nie die fetusposisie en suig hulle duim. Hulle sê, al dood. Almal van ons wat deur COVID moes minister en lei. Toe COVID kom, niemand wil dit hê nie, maar you've got to make a plan. En jy moes dit doen. En partykeer kom mense en sê vieslike goed, maar jy vat nog steeds verantwoordelikheid om te bedien, al sit die persoon wie vieslike goed van jou sê daar in die crowd. Jy vat die verantwoordelikheid and you rock up. En partykeer is jy nie lus nie, want jy voel nie of Jesus vir jou lief is nie. Maar jy hoef nie so te voel nie. Ek het net vandag kry ek 'n boodskap van 'n meisie, sy sê vir my, ek moet asseblief vir haar bid. Sy voel glad nie die Here en sy try praise and worship en als, en kan ek net vir haar bid, laat hierdie gevoel weg, en ek sê, ek gaan glad nie vir jou bid, laat die gevoel weg nie, glad nie. Ek sê, dis deel van geestelike groei. We walk, soos julle weet, die skrif sê, we walk not by feeling, but by faith. Is nie wat hy sê nie, hy sê, we walk not by sight, but by faith. Maar dis die ding, faith not sight. Maar ook nie feeling nie, partykeer moet jy net, jy moet net verantwoordelikheid vat, you gotta rock up. Partykeer is jy die laaste ou wat ry by die kerk, en almal het al gaan slaap, en jy's moeg, en jy wil nou net eet, en jy's honger, en dan soos in die kerk afry, dan kyk jy terug, en sien jy heel bo brand 'n lig. Alarm is klaar aan. I don't joke, is 'n simpel ding, maar as jy die tipe ou wat omdraai en die lig gaan afsit, vat verantwoordelikheid. Ek praat uit pynvolle ervaring van my jeugpastoor daar. Hoe gaan jy dit hanteer as die land agteruit gaan, as die dorp agteruit gaan, as al die goed verkeerd loop en niemand is positief nie en almal moan en die kerk is nou is daar faksies in die kerk en die ouens is dit, hoe gaan jy dit hanteer? Is jy die een wat you step up? En jy sê, kom ons face Amalek in die naam van die Here. Dis 'n oefening in geloof. Dis 'n oefening in geloof. Die laaste een. Beweeg uit oortuiging, nie uit gerief nie. Toe hulle Kanaan moes binneval, toe sê Joshua en Caleb, ja, want God het gesê ons kan. Toe sê hulle, ja, want God het gesê ons kan. Pat Barrett sing 'n liedjie, hy sê, never been comfortable with change, but fear is such a sad way to live. Never been comfortable with change, but fear is such a sad way to live. Weet jy wat, ek en jy, die calls wat ons maak in ons lewe, moenie calls wees wat oor jou gemak, oor jou comfort gaan nie. Maak calls uit geloof. Maak geloof calls. Vertrou die Here en doen. Dan gaan jy die mens word wat jy, ek beloof as jy hierdie gimpelgoeders doen, ek het hom beter geskoor daar, 4 uit 5. As jy die tipe goed doen, gaan jy die mens word wat God wil hê jy moet word, en jy gaan nie jou roeping mis nie. Romeine 14 vers 32, en alles wat nie uit die geloof uit is nie, is sonde. What is scripture? Alles wat nie uit die geloof uit is nie, is sonde. Means you're missing it. You're missing it, nee. Hebreërs 10 vers 38, maar die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen
welbehae in hom nie. Nie net gaan ons gered word uit geloof nie, maar wanneer jy gered is en jy is die regverdige, gaan jy uit die geloof lewe. That's the way we live. As jy Jesus dien, lewe jy 'n geloofslewe. Jy lewe nie 'n comfort lewe nie. Jy lewe nie 'n lewe wat lekker is nie. Dis nie te sê dis nie lekker nie. Daar's baie vreugde, daar's baie blessing, daar's baie alles, maar dis 'n geloofslewe. Dis 'n lewe waar jy die Here volg en waar jy doen wat hy sê, and sometimes you go out on a limb, maar jy lewe 'n geloofslewe. En baie mense, they are going nowhere slowly. Want hulle wil nie in geloof lewe nie. Hulle wil in gemak lewe. Gemak vat jou nêrens. Geloof vat jou ergens. Geloof lewe. Hier's 5 baie eenvoudige goed. Teenwoordigheid, gewoonte. Waarheid. Dien jy? Neem jy verantwoordelikheid wanneer dit saak maak? Pak jy die bil by die horings of kyk jy verward rond en hoop iemand anders daag op? En leef jy met geloof? Beweeg jy uit oortuiging of uit jou geriefheid? As jy die gewoontes kweek, nou gaan ek hom terugvat na die begin toe. Beloof ek jy sal nie jou roeping mis nie. Jy sal nie jou roeping mis nie. Selfs net nommer 1. Want is daar waar jy met die Here engage, waar dinge duidelik word, waar goed net begin uitwerk. Dinge werk net uit. Jy doen per ongeluk goed reg. Het lyk asof jy foresight het, maar jy het nie geweet jy doen dit reg nie. Niks ernstig. Ek kan soveel getuienisse vertel van goed wat ek per ongeluk reg gedoen het. Maar dis omdat ek by die Here is. Dan groot goed, wat ek iemand bel, want ek dink, en dan moet ek die persoon, en dan kry ek die persoon om op 'n direksie te sit, en dan way later, dan is dit die saving grace, wat ek nooit kon sien kom het nie. Why? Dit kom maar daai spasie saam mee ry. So, ek gaan nie vanaand baie uittrek, maar ek wil net so 'n paar minute gee. Dat jy net met die Here praat en sê, Here, wat se gewoonte challenge u my? En miskien kan, ek weet nie of het ons 'n pianis nie. Het ons 'n pianis? Email? Ek sens email. Okay, ek lieg, ek het dit gehoor, hulle het gesê email. Dankie email. Jy wil net vir ons klawers, nee, maar net vir 'n moment. Net vir 'n moment, raak net, zou net in op die Here. En sê, Here, waar challenge u my? Waar challenge u my?
Vader, ek wil vanaand bid vir elke van ons. Ek challenge myself hier met 1 of 2 wat ek moet vars aandag gaan gee. En Here, ek weet die journey wat ons met U het, dis nie 'n sprint nie. Dit is 'n lang reis en ons moet op voluit en tyd tot die einde hardloop. En ek wil bid vir elke persoon wat hier is, elke liewe een wat op 'n journey is met U, Here, en ek bid vir elke een in 'n besondere way dat U Uself sal openbaar op 'n besondere wyse. Here, leer ons om onsself te spieël binne in U, om in U aangesig te kyk sodat U die transformasiewerk in ons kan doen, Vader. Ek weet dat die vyand gaan daai plek van intimiteit met ons die meeste van alles aanval en hy gaan dit probeer volmaak met ministry. Maar Here, laat ons net so braaf sal wees om net terug te druk teen al die verwagtinge, teen al die dinge wat mense sê, teen al die simple jokes wat sê ons werk net op Sondag en al daai gemors. As ons net kan terugdruk en sê, ek gee nie om wat die mense sê nie, gee om wat wie sê nie, ek bly nog bietjie in die tent. Ek soek die Here. Want om U te ken is die ewige lewe, nie om U te doen nie. Here, mag ons uit hierdie ken uitleef, nie uit die doen nie, uit die ken uit. Dankie dat U ons sal help om aan al hierdie staf te doen, selfs te beklei as ons moet, selfs hard te werk as ons moet, maar Vader, dat ons net daai spys sal hê, eerste U. En ek bid dat regtig iets sal wees in hierdie crowd, Here. Mense wat eerste verhouding met U, dis altyd eerste. Ek bid dit in U kosbare naam. Dankie Werner, kan jy so saam ontstaan nog net so vir rukkie. Ons het vir jou 'n fenominale jeugnietpakkie en ons skoolstickers in en chocolates en allerlei lekker goeders. Kan ons vir Werner bid? Ek weet as 'n jeugpastoor het jy baie om te doen. Maar ek dink nie, ons weet eintlik wat baie werk is nie. As jy dink jy te veel werk, vra vir Werner hoe lyk sy skedule en laat hy vir jou dalk 'n screenshot van sy kalender stuur en dan sal hy vir jou kom bid in die ICU na hierdie hartaanval oorleef het. Maar die Here het hom geroep vir amazing dinge en hy doen 'n amazing job en ja, ek dink regtig hy het gebed nodig. So kom ons dra hom op aan die Here. Here, dankie dat ons vir Werner kan bid. Here, dankie dat ons hom kan seën. Here, dankie dat dit so lekker is om 'n woord te deel en die woord wat hy gedeel het ons so kan empower, Here. Maar waar dit hom ook weer empower, Here. En dankie dat hy ook hierdie ABC's, dat dit deel is van sy lewe, Here. En Here, dankie dat U vir hom ekstra tyd sal maak, Here. Maak sy dag langer, gee vir hom wysheid, gee vir hom insig. En Here, dankie dat U hom die nodige rus ook sal gee, Here. Here, dankie dat U vir hom wysheid sal gee om te strategie uit te werk, wat om te doen, wanneer om te doen, wanneer om ja te sê, wanneer om nee te sê, wanneer om iets self te doen, wanneer om te delegeer. Here, dankie dat U hom wysheid en insig gee. En Here, waar daar 'n bietjie tyd van soek na U kom en 'n herstel kom en 'n verfrissing en 'n rus. Here, bid ek werklik dat hy in U rus in sal beweeg en uit die rus uit nie sal beweeg nie, maar daar sal bly. That he will abide in you en dat hy vrug sal dra en vrug wat sal hou in Jesus naam. Dankie dat hom seën sy familie, seën sy vrou en sy kinders, sy gemeente. Here, dankie dat alles wat Werner aanvat geseën sal wees in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie, gee hom lekker hande klap. It's amazing. Ek wil net sê, ek het nie vir die sprekers clipnotes gegee voor die tyd waarom te praat, so hulle het nie by mekaar afgekyk nie, maar it's amazing om te sien hoe
hoe die Here altyd, there's always this golden thread that's going through. En baie van wat gesê is ek so opgewonde vir dit wat die Here môre gaan doen. Maar ek het 'n verwagting vir vanaand gehad. En ek weet van julle nie, ek weet nie of julle wil huis toe gaan nie, maar ek wil gou 'n bietjie tyd met die Here spandeer. En ek het voel, daar's nie een spreker wat nog nie gesê het, ons moet tyd met die Here spandeer nie. Daar's nie een spreker wat nie gesê het, ons moet bietjie by hom weer uitkom en seker maak, ons kom by hom uit nie. Terwyl ons nie nou vreeslik baie ander verantwoordelikhede het nie, is dit 'n amazing geleentheid. So, ek wil die vra of die band weer kan opgaan. Ons gaan bietjie in 'n tyd van worship ingaan. Hulle gaan dalk 1 of 2 songs doen wat ons ken en dan gaan hulle net in free worship ingaan. Jy hoef nie te worry oor die bord nie. Jy hoef nie te worry oor die persoon langs jou nie. Gaan kry vir jou 'n hoekie, gaan lê daar agter, gaan spring op en af, gaan doen jumping jacks, doen net wat jy nou voel jy moet doen. Maar vergeet van alles, vergeet van almal, spandeer bietjie tyd met die Here. Loof hom, aanbid hom en ons vertrou dat die Here weer iets in jou kon deponeer. Mag die Here weer bietjie, maar ek wil nie jy moet nou planne maak en goed nie, ek wil jy moet net wees. Soos Wanneer gesê het, en hy het dit by die koop gesê laas jaar en dit sit hierso by my, dat we are human beings, not human doings. Just be. Wees net vanaand. Wees net in sy teenwoordigheid. Just be. En 'n laaste ding as ek weer vir Werner kan quote. Jesus het gesê, kom drink van my en jy sal nie dors wees nie. Ons is besig om die waarheid te skep en ons gee vir ander mense. En ons skep en ons gee. Maar ons vergeet om self te drink. So drink nou. Drink van die Here. Spandeer tyd met hom. Ons gaan nie regtig 'n time limit op het sit nie. Ons sal sien wat die Here doen. Maar vir 'n oomblik wil ek nie jy moet nou regtig gaan om te bedien nie. Ek wil hê die Here moet jou 'n bietjie bedien. Spandeer tyd met die Here. Is dit reg met julle? Is julle okay met dit? Is julle excited met dit? Ek het met die Here gepraat. Hy sê vir van julle, hy mis julle. So dis bietjie tyd. Laat ons bietjie by die Here uitkom. Dankie, Jakob. Fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet